Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. In die 3de maand na die Israeliete se uittog uit Egipte land, op dieselfde dag, het hulle in die Sinaï-woestyn aangekom. Hulle het van Refidim af weggetrek en die Sinaï-woestyn aangekom en in die woestyn kamp opgeslaan. Israel het daar, reg voor die berg, kamp opgeslaan. Moses het opgeklim na God en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê: "So moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het en hoe ek hulle op arensvlerke gedra het en julle na my gebring het. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra." In Deuteronomium 4 vers 1 tot 8. Israel, luister dan nou na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek aan julle leer. Voer dit uit sodat julle kan leef en in die land ingaan wat die Here, die God van julle voorouers, vir julle gee om in besit te neem. Julle mag niks byvoeg by alles wat ek julle beveel nie, en julle mag niks daarvan weglaat nie. Kom die gebooie van die Here julle God, na wat ek julle beveel. Julle het met julle eie oë gesien wat die Here gedoen het by Baal Peor, dat die Here julle God elke enkele persoon onder julle, wat agter die Baal van Peor aangeloop het, onder julle uitgedelg het. Maar julle wat aan die Here julle God vasgehou het, julle almal leef vandag nog. Kyk, ek leer julle die vaste voorskrifte en beslissings, soos die Here my God my beveel het, sodat julle daarvolgens kan leef in die land waarin julle op pad is, en wat julle in besit gaan neem. Kom dit na en voer dit uit, want daaruit sal dit vir die nasies duidelik wees, dat julle wysheid en insig het. Wanneer hulle al hierdie vaste voorskrifte hoor, sal hulle sê: "Wat 'n wyse en verstandige volk is hierdie groot nasie nie, want watter ander groot nasie het 'n God wat so na aan hulle is, soos die Here ons God aan ons is, wanneer ook al ons hom aanroep. Watter ander groot nasie het vaste voorskrifte en beslissings wat so regverdig is, soos hierdie hele wet wat ek vandag aan julle gaan voorhou." In Jesaja 43, 5-7, 10-12 en 18-21. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde, gee, en vir die suide, moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam geroem is tot my eer, het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Julle is my getuies, is die uitspraak van die Here, my dienskneg wat ek uitgekies het, sodat julle my kan dien en my kan glo en kan insien dat ek is. Voor my is daar nie 'n God gevorm nie, en na my sal daar nie een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen verlosser buite my nie. Ek is die een wat dit bekend gemaak het. Ek het verlos en dit aangekondig. Ek, nie 'n vreemde onder julle nie. En julle is die getuies, is die uitspraak van die Here, dat ek God is. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en steenuile, omdat ek water in die woestyn, riviere in die wildernis gee, om 'n uitverkore volk te laat drink. Die volk wat ek vir my gevorm het my lof sal hulle verkondig. 1 Petrus 2 vers 9-12. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder,
asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Goeiemôre Ligpunt. Dit is goed om saam met julle te wees vanoggend hier en ek wil net saam met De Wet vir jou baie welkom sê as jy vandag die eerste keer hier by ons is en soos De Wet ook gesê het, maak ons vandag klaar met hierdie reeks waarmee ons die jaar begin het, gegrond in God se storie. En so, indien jy nie by een van die vorige preke was nie, hulle almal gaan so klein bietjie saam, hulle bou op mekaar, dan sal ek jou aanspoor om of op ons webbladsy of op die podcast kan jy gaan luister na die vorige preke in hierdie reeks, 'n baie belangrike reeks, glo en bid ons in die lewe van Ligpunt. Vriende, kom ons bid, kom ons vra dat die Here nou met ons sal wees, daar is baie tekste daar, maar dit is dink ek 'n eenvoudige waarheid vandag wat ons oor saam dink, maar vir dit het ons nog steeds die Here se genade nodig, dat hy nou moet werk in ons, en so kom ons sluit die oë en pleit vir die Here se krag en genade. Vader, ons kom na U toe nou, almal van ons op verskillende plekke, party van ons hierso wakker, party van ons moeg, party van ons vreugdevol, party van ons kwaad, party van ons aan die brand vir U, party van ons kurk droog. Here, ons almal benodig U genade en ons het 'n geleentheid om nou U genade in te drink, want waar U woord verkondig word, is die Gees aan die werk en daar bring U nuwe lewe. Here, ons benodig nuwe lewe en toenemend so, kom en ontmoet met ons nou, ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Amen. Vriende, ongeveer 'n jaar gelede, so 9 Januarie 2023, was dit die ANC se jaarlikse verjaarsdag feesviering. Hulle hou dit altyd in die Vrystaat en laas jaar 9 Januarie het hulle dit weer gehad. Dit is die groot partytjie van die ANC en ouer gewoonte het president Ramaphosa daar 'n toespraak gelewer. En so was amper soos wat dit hier sou wees. Jy kan dit net jouself indink. Hierdie groot partytjie, kyk, dit is nie heeltemal soos hier nie. Maar daar was 'n klomp mense saam en president Ramaphosa het 'n toespraak gelewer. En in sy toespraak, en hy praat nou met die ANC politici en daar is die ministers van die parlement en daar is munisipale en verskillende staatsinstelling, hierdie afgevaardigdes van die ANC wat daar is, en hy lewer die toespraak om die ANC-lede aan te spoor, maar ook om hulle so klein bietjie aan te spreek. En in sy speech wat hy gegee het, presies 'n jaar gelede, het hy die ANC, hierdie afgevaardigdes geroep en hy het hulle gesê, dit was nou 2023, hy het gesê, afgevaardigdes, verteenwoordigers van die ANC, ons het nodig om beter te doen. En toe lys hy die tipiese goeters, die dinge soos die energiekrisis in ons land, hy het verwys na dienslewering in ons land, hy het verwys na die korrupsie in ons land, en president Ramaphosa het vir die ANC ouens gesê, luister, ons het nodig om beter te doen, en hierdie was die rede, het hy gesê in sy toespraak. Die rede hoekom ons moet beter doen, is hy sê, want ons optrede, ons doen en late, praat met die ANC afgevaardig is besig om die ANC se public image, haal ek hom aan, ons public image skade te berokken. Nou dit was 2023, die meeste van die goed is nog by ons, dit is in die begin van 2024, en ek dink, daar is nog steeds 'n bietjie van 'n sukkel met die ANC se public image op hierdie stadium. Maar vriende, ek verwys daarna nie omdat ek enigstens verder oor die ANC vanoggend wil gesels nie, maar eerder omdat ek dink dit illustreer vir ons 'n baie belangrike lewensbeginsel. En die lewensbeginsel is die volgende: afgevaardigdes, verteenwoordigers van enige instansie se doen en late het 'n daadwerklike impak op die goeie naam van die instansie wat hulle verteenwoordig, veral in die oë van buitestanders. Dit is hoekom as jy na Menlyn toe gaan en jy sien daar 'n hoërskool-laaitie in sy skoolklere, maar hy staan in sy skoolklere daar en rook, dan gaan daai ouetjie in die moeilikheid kom. Dit is hoekom wanneer die Proteas, die cricketspan, cricket speel en een van die Proteas word gevang vir matchfixing, dan is ons almal baie kwaad en hy gaan in baie groot moeilikheid kom, want julle sien hierdie beginsel, besef ons almal, dat daar's sekere rolle in die lewe, dat as jy 'n
afgevaardigde is, jy's 'n verteenwoordiger, dan is jy 'n vertoonvenster van een of ander instansie of groep wie jy verteenwoordig. En so ook, vriende, is dit natuurlik met elkeen van ons as Christene. Ek weet nie of jy bewus is hiervan nie, dit is primêr wat die heel eerste hoofstuk in die Bybel bedoel, wanneer Genesis 1 sê, ons as die mens is geskep in God se beeld. Dit is die primêre betekenis van wat dit na verwys. Ons is God se image in hierdie wêreld. Dit is wat die mens voor geskep was na die sondeval. Natuurlik is daardie beeld van God wat ons behoort in hierdie wêreld tentoon te stel is natuurlik nou gebreek. Jesus kom as die perfekte beeld van God. Hy kom en hy red ons nie net nie, maar deur sy gees, wat doen hy? Hy kom en toenemend deur sy gees is hy besig om ons nou toenemend in sy ewe beeld in te vorm. Ons vriende, as jy 'n Christen is hier vandag, ons is God se image in die public. Dit is wat dit beteken vir ons om Christene te wees. En ek wonder net, as ek net hier kan stop en as jy net vir 'n oomblik kan eerlik vir jouself afvra, is dit hoe jy dink op die beste van tye oor die Christenlewe? Ek dink nie dit is hoe ek oor dit dink nie. Ek dink aan 'n klomp dinge in die naam van God en Christendom, maar nie altyd noodwendig dat ek God se verteenwoordiger is nie. Soos die politikus vir die party, soos die skoolier vir die skool, soos die nasionale sportster vir die land, so die Christen tot God. Ons fundamentele roeping as God se mense is om God in hierdie wêreld goed te verteenwoordig. Dit is hoekom 2 Korintiërs 5 vers 20 ons noem wat? Ons is ambassadeurs. En dit is hoekom in ons teksgedeelte, in die kernteksgedeelte van hierdie reeks wat ons nog gekyk het vir die laaste 5 weke, dit is wat na verwys word as dit sê dat ons, die kerk, is 'n koninklike priesterdom. Maar wat presies beteken dit in praktyk? Hoe lyk dit vir ons, vir jou en vir my, vir ons as Christene om God in hierdie wêreld, in die regte wêreld, goed te verteenwoordig? Wel, dit is wat ons vandag nog gaan saam kyk. En so, ons maak klaar, soos reeds gesê het, nou met hierdie reeks wat ons vir die laaste 5 weke na gekyk het, wat ons getitel het, gegrond in God se storie, en waar ons spesifiek gekyk het na 1 Petrus 2 vers 9 tot 12, waar ons nadink oor ons roeping as 'n kerk, as 'n plaaslike gemeente. Hierdie is vinnig net die opsomming van wat ons in die laaste 4 weke sover gesien het. Ons het in die eerste week gesê, as ons wil verstaan wat is ons roeping as kerk, dan het ons nodig om ons lewens te grond in God se storie. Dis die storie van die Bybel. En in daai storie het ons gesien in die eerste week, is dit die storie van Adam en Eva, en toe die storie van Israel, 'n storie wat in vervulling gekom het in die storie van Jesus, en in elkeen van daai, kom ons noem dit hoofstukke in die storie van Adam en Eva, Israel en Jesus, was dit baie duidelik, pertinent uitgespel wat is hulle roeping, en dit is om God se koninklike priesters te wees, 'n mense wat hom in hierdie wêreld verteenwoordig. Toe in die laaste 3 weke het ons begin kyk, okay, maar hoe? En dit behoort hier op die skerm agter my ook te wees, maar hoe? Hoe presies gaan ons roeping as kerk en as gelowiges realiseer? En ons het gesê, wel eerstens, ons het nodig om altyd te onthou wie God is. Ons moet 'n mense wees wat ons God ken. En as ons God persoonlik intiem gaan ken, dan sal ons roeping as koninklike priesters toenemend uitleef. Tweedens het ons nodig om altyd te onthou wie is ons. En ons het gesien en gesê, ons is fundamenteel God se geliefdes, 'n mense wat altyd in God se liefde in die binnekant in verhouding met hom staan. En as ons dit maar net kan onthou, vriende, sal dit ons bonatuurlik aanspoor om te kan lewe as God se koninklike priesters in die wêreld. Laasweek het ons gekyk en gesê, ons het ook nodig om te onthou waar ons is. En ons het laasweek gesien, ons as die kerk, en ons sien dit oor en oor in 1 Petrus 2, is 'n mense wat aan die een kant beskryf het, ons is 'n mense wat nie heiliglik in die beloofde land, hemel op aarde is nie. Ons is nou in 'n woestyn bestaan, of jy kan ook sê, soos Israel in 'n ballingskap tydperk. En as ek en jy dit kan onthou waar ons is, sal dit ons help om ons roeping hier nou te kan realiseer. En vandag kom ons by die laaste
Waarheid wat ons voor oë moet hou. As ons roeping gaan realiseer, Ligpunt vriende, het ons ook nodig om te onthou, waarvoor is ons hier? Ja, ons is koninklike priesters. Maar wat beteken dit in praktyk? Hoe lyk dit in praktyk? Hoe lyk dit vir ons om God in hierdie wêreld goed te verteenwoordig? Dit is wat ons nou gaan kyk, vriende. Primêr, ekskuus tog. Primêr in 1 Petrus 2, twee waarhede wat ek graag wil ons moet sien. Twee waarhede sodat ons God goed kan verteenwoordig. Hier's die eerste ene. Christen, Ligpunt, besef dit, ons is geroep om God se heerlikheid te verkondig. Dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien. Ons is geroep om God se heerlikheid te verkondig. Nou, ons het tevore in die reeks gesê dat 1 Petrus 2 is gebou op 'n klomp Ou Testament tekste, primêr 3 Ou Testament tekste. Een van daardie 3 het ons nog nie na gekyk nie. En dit is Jesaja 43. En so ek wil vinnig, en dit is daar op julle blaadjies, maar net vinnig ons almal so bietjie net in die wêreld en in die storie van Jesaja 43 bring. Op daardie stadium is die volk Israel weens hulle versuiming van hulle Godgegewe roeping, bevind Israel hulle self in ballingskap. Hulle is in Babelonië in ballingskap, maar dan kom God via die profeet Jesaja met goeie nuus. God bring vir hulle evangelie. God sê vir hulle, ek gaan julle nie omdat julle dit verdien nie, totaalheid genadeheid gaan ek julle vanaf ballingskap af terugbring na die beloofde land toe. Ek gaan julle red. Maar die ding wat ek wil hê in daai vers in Jesaja 43, vriende, wat ek en jy nie moet mis nie, is die hoekom. Hoekom doen God dit? Hoekom gaan God sy genade aan hulle betoon? Hoekom gaan God hulle red? Want daar's 3 bewegings daar in Jesaja 43. Kyk vinnig saam met my, ons gaan vlugtig daarna kyk. Eerstens in vers 5 en 7, sien ons die volgende, God bemoedig hulle, God sê daar vir hulle, ek gaan julle vanaf die uithoeke van die aarde af, dis Babelonië af, gaan ek julle nou kom afhaal, en dan gaan julle na my toe bring, maar hoekom? Fundamenteel, kyk vers 7, want julle is geskep, en hy bedoel daar met skep eintlik 'n herskepping, julle is gered tot my eer. Die Engels dink ek sê dit 'n klein bietjie mooier. Julle is 'n mense whom I have created for my glory. Hierdie is die rede, Israel, hoekom ek julle uit ballingskap uitbring. Hierdie is hoekom ek julle red. Hoekom? Bottom line is vir my glory. Sodat julle my sal kan verheerlik. Maar hoe gaan Israel of God se mense hom verheerlik? Vers 10 tot 11. Kyk saam met my. Primêr deur die feit dat hulle gaan God se getuies wees. sien jy dit daar vers 10? En in vers 12 word dit herhaal die idee die woord is getuies. Nou daai woord, vriende, vir getuies is presies hoe ons die woord getuie gebruik in die hedendaagse wêreld. In die antieke wêreld presies dieselfde. 'n Getuie was 'n individu wat spesifiek in 'n regsgeding 'n baie belangrike rol gehad het. 'n Getuie, net soos vandag, was iemand wat in 'n regsgeding gegaan het. 'n Witness was iemand wat iets moes gesê het, en hy moes gesê het dit wat hy gesien het, dit wat hy gehoor het, dit wat hy beleef of ervaar het. En baie kere soos met 'n witness vandag in 'n regsgeding, is die werk van die getuie om spesifiek te vouch, soos die Engelsman sal sê, vir die karakter of die optrede of die CV van 'n spesifieke persoon. En dit is wat God sê, Israel, dit is julle job. Ek red julle vir hierdie rede. Julle gaan my verheerlik. Hierdie is hoe julle my gaan verheerlik. Julle gaan my witnesses wees. Julle gaan getuig van wie ek is. Julle gaan getuig van wat ek al in die verlede gedoen het en wat ek in die hede doen en wat ek nog in die toekoms gaan doen. Dit is fundamenteel julle bestaansrede en die rede hoekom ek julle gered het. Maar hoe? Hoe presies gaan hulle dit doen? Wat presies is die manier wat hulle dit gaan doen? Wel, kyk saam met my daar in vers 18 tot 21. Dit gaan gebeur by wyse van verkondiging. Verkondiging. Die Here sê daar in Jesaja 43 vers 19, kyk, ek is besig om iets nuuts te doen. En dit is beeldspraak hier. Die beeldspraak is, kan jy dit sien, soos wat hulle van julle kant op die kaart, hier is Babelonië, hier is Juda. Soos wat hulle van Babelonië af nou
gaan teruggebring word na Juda toe, is dit asof, hulle gaan deur 'n woestynarea beweeg, maar soos wat hulle gaan kom, kan jy dit sien, soos wat hulle kom, is alles om hulle besig, dit is omtrent asof daar 'n klein Eden is, wat om hulle besig is, om hulle is daar seëning, en hulle gaan in die woestyn, waar ook al hulle is, gaan daar lewende water wees, lewende water wat selfs vir die wilde diere nou gaan water gee, dis die prentjie wat hier geskets word. En dit alles, soos wat hulle deur die woestyn reisigers is, en soos wat hulle, sien jy daar einde vers 21, soos wat hulle as God se verlostes, God se lof gaan verkondig. En dit is die agtergrond vir ons gedeelte in 1 Petrus hoofstuk 2. Kyk saam met my in die teks weer na 1 Petrus 2, vers 9. Die taal in 1 Petrus 2, dat hulle is 'n uitverkore volk, hulle is 'n volk wat aan God behoort, dis alles Jesaja 43 taal. Die feit dat hulle aan God behoort, hoekom? Sodat, daar's die purpose statement, sodat hulle die deugde van God, die karakter van God, die CV van God, wie God is, wat hy doen, sodat hulle die deugde van God kan verkondig. Nou vriende, meeste van ons hier sal vertroud wees. Ek dink as jy al so semi in jou lewe gekerk is, sal jy al gehoor het van daai baie bekende aanhaling van Sint Francis van Assisi. En dadelik dink ek baie van julle weet waarna ek verwys, wat sê, Sint Francis van Assisi het gesê, preach the gospel at all times and when necessary, use words. Nou ek verstaan wat hy bedoel het, en dit klink baie nice en oulik vriende, maar dit is onbybels. Dit is onbybels. Die evangelie, die gospel, kan nie gepreach word sonder woorde nie. Dit is 'n boodskap oor die deugde van God in Jesus wat verkondig word. Kyk hoe Petrus hierdie punt juis gemaak het, net in die hoofstuk voor ons gedeelte in 1 Petrus 2, jy sal dit sien op die skerm, sien raak, ons gaan nie na die detail kyk nie, ek wil eens net, Petrus se argument, wat juis hierdie punt maak, wat ek nou maak, wat hy dit vir ons wil maak. Jy sien in 1 Petrus hoofstuk 1, sien jy is daar soos boekends, hy praat met die kerk, hy sê, onthou kerk, hierdie is wat waar is van julle. Julle is 'n mense aan wie die good news, dis die evangelie, was aan julle gepreach. Hy begin daarmee, hy eindig maar mooi. Dit is wat jou 'n Christen maak. Jy's iemand aan wie die evangelie verkondig was, gepreach was. In die middel van daai twee gedeeltes gee hy vir ons, maar wat is die evangelie? Die evangelie, sê Petrus, is fundamenteel die goeie nuus dat ons, die kerk, is kinders van die Skepper. God is ons Vader, ons is sy aangenome kinders, dit alles danksy Jesus. Jesus wat deur sy kosbare bloed aan die kruis ons vrygekoop het. Hierdie Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Hierdie Jesus wat opgevaar het, wat nou heers en wat nou die heerlikheid aan die regterhand van die Vader geniet. Sien jy daar vers 23 in die gedeelte? Vers 23 sê, hierdie evangelie wat ek nou net vir julle gesê het, hierdie woord van God, dit is hierdie woord van God wat wedergeboorte teweegbring. Dit is wat julle Christene gemaak het. Dit was die verkondiging van die goeie nuus, die deugde van God in Jesus. Vriende, my punt is dit, hoor asseblief mooi, sonder verbale verkondiging van daardie evangelie boodskap oor Jesus, die deugde van God in Jesus, word niemand gered nie. Niemand word gered buiten vir die verbale verkondiging van die evangelie nie. Jesaja 43, 1 Petrus 2 sê vir ons dat 'n groot rede vir jou en my verlossing, Christen. God het ons verlos sodat ons oorweldig deur sy deugde in Jesus, ons is verlos sodat ons sal verkondig. En soos ek en jy verkondig, wat gebeur? Ander word verlos. Dit is hoe dit werk. Maar hoe presies lyk dit, vriende? Hoe lyk dit vir jou en vir my om te quote-unquote evangeliseer? Ek wil graag eers net hierso stop vir 'n oomblik en saam dink daaroor, want ek dink dit hou eintlik baie verband met ons hele reeks sover en ek wil nie kritiek lewer
op ander metodes, as jy dit metodes kan noem, maniere wat ons as die kerk al in verskillende tye en plekke al geëvangeliseer het nie. Maar ek dink vriende dat baie kere is ons, as ek dit so kan noem en ek wil dit glad nie afpraat nie, maar ons stereotypiese manier van evangelisasie. Jy weet, jy kom en jy gaan klop aan iemand se deur, jy ken hulle van 'n plek af nie, of jy gaan op 'n hoek dalk staan ergens en jy gaan 'n traktaatjie uitdeel. En dan gee ons dalk vir iemand die evangelie, maar dit is eintlik soos 'n formule, so 'n bietjie van 'n formule wat ons vir hulle gee. Dis beter as niks, okay? Ek dink dit is baie beter as om nie te evangeliseer nie, maar vriende, ek dink daar's 'n beter manier. En ek dink nie dis 'n nuwer manier nie, ek dink dis eintlik 'n ouer manier van evangelisasie. Dis presies wat ons in hierdie reeks oor praat. Vriende, die beste manier vir ons om die deugde van God en Jesus te verkondig is by wyse van storie. Dis tog fundamenteel hoe ek en jy Christene geword het. Ons het die storie van God, dis wat die Bybel vir ons gee, gehoor en by wyse van mense en ergens langs die pad, het jou en my totale gebroke en de mekaar stories van ons lewens, wat by doodloopstrate uitkom, het ons storie paai gekruis met God se storie en jou en my persoonlike storie, het ware betekenis en ware vervulling begin vind in die storie van God. 'n Christen, vriende, is iemand wie se lewensstorie in die storie van Jesus betekenis en bekragtiging vind. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. En vriende, gevolglik dink ek is dit die beste manier wat ons dan die heerlikheid van God behoort te verkondig. Ek dink ons kan dit doen. Ek dink nie dit is so moeilik nie. Ek dink die manier wat ons geroep word om dit te doen, is om langtermyn paaie te stap saam met ander mense. Langtermyn paaie waar jy nie oor een keer met hulle vinnig ontmoet het nie, maar oor 'n lang tydperk hulle storie leer ken en hulle jou storie leer ken. En dan soos wat ek en jy bidend en geduldig saam met hulle 'n pad stap, waar ons bid en sê, Here, sal U vir my 'n geleentheid gee. En dit gebeur gewoonlik, by the way, in tye van swaar kry en in tye van nood. Maar Here, sal U vir my 'n geleentheid gee om te vertel hoe ek sin maak van hierdie wêreld en my storie binne in U storie. Gee my 'n geleentheid om met hulle net daai storie te deel. Hoef nie perfek te wees nie. Dis my storie en dis my storie soos wat dit sin maak in hierdie storie van God en Jesus. Vriend, en ek dink ons kan dit doen. Ek dink dit is wat evangelisasie fundamenteel behoort te wees. Kan ek jou vra, soos jy nou hierso sit, vandag hierso sit, wie is dit vir jou? Stop gou vir 'n oomblik. Dink gou saam met my. Wie is die persoon of die persone wat selfs nou in jou gedagtes opkom? Wie is daardie mense wie God in sy soewereiniteit, want God is altyd besig om alles te design. Wie is die persone met wie jy paaie kruis tans, met wie jy nie net jou eie storie nie, maar God se storie kan deel? Want daar is sulke mense. Wie is dit vir jou? Ligpunt, dit is fundamenteel ons roeping. Ons roeping is om die heerlikheid van God te verkondig. Hier is die tweede en die laaste, die tweede waarheid uit 1 Petrus 2 wat ek onder ons aandag wil bring en wat ons sal help om te weet hoe om God goed te verteenwoordig in hierdie wêreld. Ons is nie net geroep om die heerlikheid van God te verkondig nie, maar vriende, ons is ook geroep om God se heiligheid te vergestalt. Ons is geroep om God se heiligheid te vergestalt. Een van die ander Ou Testament tekste waarop 1 Petrus gebou is, en ons het hierna al gekyk, en dit is in ons blaadjies daar, is Eksodus 19 vers 1 tot 6. So tel jou blaadjie weer op, ek wil hê ons moet dit sien. Ek wil weer eens, ons net vinnig herinner aan die storie, die konteks hier is, die eerste, die oorspronklike, die bekendste verlossing van Israel. Abraham se nageslag is natuurlik begin van die boek van Eksodus in Egipte, in slawerny daar. God kom, want hy onthou sy beloftes aan Abraham. God rig op vir Moses. God kom bonatuurlik, kom verlos hy kom red hulle uit Egipte uit en God bring hulle waarheen. God vat hulle na die berg Sinaï toe. Hierdie is wat ek in daai verse wil hê ons op moet fokus. Net soos tevore, ek wil hê ons moet fokus op die hoekom. Hoekom het God vir Israel gered uit Egipte uit? Wat was die rede? Hoekom het God besluit om dit te doen? Wel, Eksodus sê dit vir ons. Kyk daar saam met my,
vers 3. Die Here praat hier met Moses op hierdie stadium en God verwys na hulle verlossing, die verslaan van hoe die Egiptenare verslaan was, hoe God hulle op arensvlerke nou na hom toe gebring het. But why? Om wat te doen? Kyk al vers 5. Vers 5 sê dit vir ons: as julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, met ander woorde, as julle nou gaan gehoorsaam wees aan my woord, aan my wet, dit is wat die 10 gebooie net hierna is en wat die res van die wet is, in Eksodus 20 tot hoofstuk 24, as julle my verbond gaan nakom, gaan doen, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, want, die Afrikaans is daar nie reg vertaal nie, die Engels is daar beter, die Engels het daar 'n want in, daar behoort 'n want daar te wees. Julle sal my persoonlike eiendom wees, want die hele aarde behoort aan my. Die logika is eenvoudig. God sê vir Israel, hoor, ek het julle gered, hierdie is hoekom, sodat julle nou gaan lewe volgens my woord. Ek wil hê julle moet gehoorsaam wees aan my wet, want julle bestaansrede is, julle Israel is soos 'n vertoonvenster. Jy weet, as jy Menlyn toe gaan en jy stap in daai groot gange en jy het vertoonvensters, daai vertoonvenster is daar om vir jou en vir my 'n prentjie te skets wat jou en my moet inlok binne in daardie winkel in. Dit is die bestaansrede van Israel. Wees gehoorsaam aan my woorde sodat julle 'n vertoonvenster sal wees, sodat die nasies na my toe sal kom in verhouding met my. Vriende, kyk saam met my na 'n ander gedeelte. Ons gaan baie vinnig daarna kyk, maar Deuteronomium 4 maak dink ek hierdie punt nog beter. Kyk vinnig na Deuteronomium 4 vers 1 tot 8. Hierdie is in Deuteronomium, die woord Deuteronomium beteken die tweede wet. So hierdie is die tweede keer wat die wet vir die volgende generasie 40 jaar later gegee word, net voor hulle in die beloofde land ingaan. Hoor wat sê God by wyse van Moses hier vir die volk, en sien weer eens die klem op gehoorsaamheid. Ek wil hê ons moet dit nie mis nie, amper elke versie. Kyk die woorde daar, vers 1, luister na my vaste voorskrifte. Voer dit uit. Vers 2, kom die gebooie na. Vers 5, leef volgens die vaste voorskrifte. Vers 6, kom dit na en voer dit uit. Hoekom? Hoekom? Kyk vers 6, hier is die hoekom. Want daaruit sal dit vir die nasies duidelik wees dat julle wysheid en insig het. Wanneer hulle, die nasies, al hierdie vaste voorskrifte hoor, sal hulle sê, wat 'n wyse en 'n verstandige volk is hierdie groot nasie nie. Want watter ander groot nasie het 'n God wat so naby aan hulle is, soos die Here ons God aan ons is, en wanneer ook al ons hom aanroep. Die punt is, vriende, dis 'n heeltemal 'n ander manier. Ek weet nie van jou nie, ek dink dis 'n heeltemal 'n ander manier om te dink oor die wet, of die moets en moenies van beide die Ou en die Nuwe Testament. Die punt daarvan, die wet vir Israel was hulle konstitusie, maar dit was 'n missionale konstitusie. Dit was iets wat hulle moet help om te lewe, sodat hulle 'n vertoonvenster te kan wees. Hulle gehoorsaamheid het 'n doel, en dit is dat die nasies God se aantreklikheid kan sien en na God toe sal kom. Dit is die rede, en dit is hierdie agtergrond wat Petrus in 1 Petrus 2 in gedagte het. Kyk saam met my na 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2 sien julle wat doen Petrus. Petrus roep ons, Ligpunt, die hedendaagse kerk, hy roep ons tot heiligheid. Hy roep ons tot heiligheid. Kyk daar in die negatiewe sin van die woord, vers 11. Sien jy in vers 11? In die negatiewe sin van die woord heilig, hy roep ons om onsself te weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Maar heiligheid is nie net wat jy nie doen nie, dit is 'n positiewelik wat jy ook doen. Sien jy daar in vers 12? Petrus roep ons, die kerk, om onsself goed te gedra onder die heidene, sodat die heidene, selfs wanneer hulle ons vervolg, selfs wanneer hulle ons bespot, selfs wanneer hulle ons seermaak, sal die heidene ons goeie dade sien, sê Petrus,
en uiteindelik vir God daarvoor verheerlik. Julle sien vriende, ek en jy, ons moet nie te hard wees op Sint Francis van Assisi nie. Ons moet nie te hard wees op hom nie. Ja, dit is so dat hy dalk in 'n onbybelse ekstreem ingeval, maar hy het dit gedoen want hy probeer om 'n ander onbybelse ekstreem te probeer aanspreek. Vriende, om God te verteenwoordig vir jou en vir my as Christene, geskied nie net soos wat ons die heerlikheid van God verkondig nie, maar ook gesamentlik. Jy kan dit nie van mekaar skei nie, maar ook soos wat ons die heiligheid van God in ons wandeling in hierdie wêreld vergestalt. Die God verheerlikende kerk don't just talk the talk. They walk the walk. Vriende, gun my asseblief die geleentheid om hier ons te waarsku. Ek dink ek het dit al in die verlede gedoen, maar dit voel vir my ek moet ten minste een keer 'n jaar hierdie sê, want ek dink dit is regtig, dit is 'n gevaar vir ons. Ek dink dit is 'n gevaar in die hedendaagse westerse kerk. Dit is ironies genoeg, dink ek, juis 'n gevaar vir ons tribe, ons tipe van Christene. Ons wat baie groot is op die Bybel, ons wat baie groot is om te sê ons is evangelie gesentreerd en ons is groot op God se genade. Ek dink daar's 'n so goed soos wat dit is en dit moet so wees, maar dan baie keer vang die duiwel ons net op 'n ander manier. En ek dink dit is waar, vriende, ek dink dit is 'n gevaar vir selfs vir ons potensieel in 'n kerk en in 'n plek vir ons hier by Ligpunt. Vriende, die fout wat ons baie kere begaan is om te dink dat omdat die volgende ding waar is, en dit is waar, naamlik dat ek en jy word alleenlik deur geloof en tot ten volle van begin tot einde net die genade van God red ons. Maak ons die fout om te dink dat omdat dit waar is gehoorsaamheid aan God se moeds en moenies nie regtig so belangrik nie. Maar ons weet dit is belangrik, maar ons weet daar's ander pliggies in die kerk. Hulle sal dit regtig soos 'n nyl namens ons. En as ons moet eerlik wees, baie kere dink ons dis so 'n bietjie van heiligheid is so 'n bietjie van 'n opsionele ekstra. As ons moet eerlik wees, dink ons as ons mense sien in ons midde wat net so klein bietjie vir ons sê, maar sien jy hierdie opdrag en hierdie opdrag in die Nuwe Testament? Dit sê ons moet hierdie goeders doen, ons moet nie hierdie goeders doen nie. As iemand net so klein bietjie te veel volgens wat ons van hou, streef na heiligheid, dan is ons baie vinnig om te sê, jy moet net oppas om net nie in werksgodsdienste te verval nie. En vriende, ek dink dit is 'n fout. Ek dink dit is 'n fout want ek dink dit vergeet die storie van God. Dit vergeet die feit dat God het nie vir Israel die wet gegee sodat hulle deur hulle gehoorsaamheid gered sal kan word en punte kan wen by God nie. Nee, hulle die wet gekry nadat hulle reeds God se mense was, nadat hy hulle reeds gered het God vir hulle die wet gegee sodat hulle God goed deur hulle heiligheid sal vergestaal. En kyk weer eens dat dit is presies wat Petrus net voor ons gedeelte in 1 Petrus vir ons sê. Kyk saam met my. Op die skerm, selfe teksgedeelte as net nou, ek het net 'n versie bygelas. Maar sien raak saam met my 1 Petrus 1 vers 14. Praat met ons, die Nuwe Testament kerk. Petrus sê vir jou en vir my, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Kan ek jou weer vra, vriend, moenie nou dink aan jou man of jou vrou, die persoon voor of agter jou nie. Kan ek jou vra, soos jy hierso sit vandag, hoe is die Heilige Gees besig om op hierdie stadium deur die heilige geskrifte jou nou aan te spoor tot heiligheid? Wat is daardie areas in jou lewe? Wat is daardie dinge wat jy behoort, soos die Nuwe Testament vir ons sê, wat jy moet afgooi, wat jy behoort af te kap, soos Jesus sê, wat jy moet afpluk, uitpluk? Wat is dit vir jou? Hoe kan jy en ek, hoe kan ons meer soos Jesus begin lyk?
Positiewelik, Nuwe Testament gebruik hierdie taal, kan ek jou vra, wat is die spesifieke dinge wat die Gees jouself nou op uitgewys het, wat jy in jou lewe moet aantrek, soos klere moet aantrek, want jy kyk na jouself in die spieël wat Jesus is, en jy sien daar's dinge in jou wat nie soos Jesus lyk nie. Wat is dit vir jou? Ons almal het dit. Almal van ons het dit. Wat is dit wat die Gees jou tot roep om aan te trek? Vriende, hier is hoe ons dit gaan kan regkry. Hierdie is die bonatuurlike motivering. Kyk weer saam met my op daai teksgedeelte. Dit vertel vir ons wat is die dryfveer vir ons heiligheid. Vriende, die dryfveer, dit wat jou en my bonatuurlik gaan motiveer tot hierdie tipe van heilige lewens, is vers 14, soos wat ek en jy onthou wie Jesus is. Dit is soos wat ek en jy onthou dat Jesus het ons met sy kosbare bloed het hy ons kom vrykoop. Met sy kosbare bloed het hy ons kom reinig, hy het ons kom heilig maak. Hy het dit reeds gedoen. En hy het ons reeds aangeneem. Ons is aangeneem in God se familie in. Dis reeds waar van ons. En so ek en jy het ook nodig gegee wat Jesus gedoen het, met ons nou onthou wie ons is. Ons is kinders van God. Maar vriende, ons is kinders van 'n heilige Vader. Maar ons is kinders van 'n heilige Vader wat ons reeds aanvaar het, 'n Vader wat ons ten volle liefhet. En dit is 'n Vader wat ons juis in sy familie nooi. Hoekom? Sodat ek en jy nou die familienaam gaan hooghou. Dis hoekom ons in die familie is. Ons moet die familienaam soos ons ouer broer Jesus nou hooghou. Vriende, ons as Christene word nie baie gekritiseer. Ek weet nie of jy dit al, dalk het jy dit al gesê, dalk was al vir jou gesê dat ons as Christene en veral die kerk is baie kere 'n holy huddle. Het jy dit al gehoor? Ons is 'n holy huddle. Nou ek weet nie of jy dit besef nie, maar daai is 'n Amerikaanse sê ding en dit kom van NFL af, Amerikaanse voetbal af. Om te huddle is wat daai ouens doen in NFL voetbal, waar hulle speel die spel en dan elke nou en dan is daar 'n time-out, dan kom almal bymekaar, hulle kyk binne toe en hulle staan opgeknop bymekaar en hulle is net besig om met mekaar te gesels en te praat. Dit is 'n huddle en dit is die kritiek teen ons as die kerk baie keer, dat ons is 'n holy huddle. Al wat julle doen as Christene, julle kom bymekaar, julle kloek bymekaar en julle krap mekaar se rug en julle is net heeltyd besig om binne toe te kyk. Dis al wat julle doen. En vriende, daai kritiek is, dink ek, beide fair en unfair. Daai kritiek is beide reg en verkeerd. Vriende, ons behoort 'n holy huddle te wees. Ons is geroep om op die speelveld wat hierdie wêreld is waarin ek en jy is, om 'n game te speel, om 'n taak te verrig, om 'n doel te verrig. Maar ons kort time-outs waar ons as holy huddles bymekaar kom. Ons noem dit Sondag samekoms. Ons noem dit ons ligpunt gesin. Ons noem dit selfs voorwaarts volgende week. 'n Tye waar ons bymekaar kom. En ja, waar ons 'n lekker tyd het, maar waar ons saamkom om God en sy heilige woord en waar soos wat ons oë fokus op Jesus, waar die Heilige Gees ons meer heilig maak. Maar dan nie om daar te bly nie, maar om dan soos daai voetbalspelers uit te gaan en om op die speelveld van hierdie wêreld dan te gaan en ons heilige roeping te vervul om God goed te verteenwoordig in hierdie wêreld. En ek sluit hiermee af. Vriende, ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit met woorde van 'n ou met die naam van Richard Halverson. Ek dink jy sê Halverson. Richard Halverson was vir 14 jaar lank die kapelaan gewees van die Amerikaanse Senaat en hy was vir 32 jaar lank was hy 'n dominee, 'n pastoor van 'n presbyteriaanse kerk in Amerika en vir 32 jaar lank elke Sondag het hy die gemeente uitgestuur in presies dieselfde woorde. Ons praat van baie in Afrikaans as 'n seënbede of in Engels praat ons van 'n benediction. Hy het dieselfde benediction elke Sondag vir 32 jaar gegee aan sy gemeente en ek wil ons vandag met dit los. Ek wil sê Ligpunt, dit behoort waar te wees van ons. En so hoor hierdie woorde Ligpunt soos wat ons hierdie skoen aantrek vir onsself. Richard Halverson sê vir ons, hy het sy mense uitgestuur soos ek ons wil uitstuur vandag. Hy sê, you, Christen, you go nowhere by accident. Wherever you go, God is sending you. Wherever you are,
God has put you there. God has a purpose in your being there. Christ lives in you, and He has something He wants to do through you where you are. Believe this, and go in the grace and in the love and in the power of Jesus Christ. Vriende, Ligpunt, ons is geroep om gestuur te word. En God stuur elkeen van ons vandag hier uit. Hy stuur elkeen van ons uit. Hy stuur jou na jou huis toe. Hy stuur jou na jou huis toe, hy stuur jou na jou familie toe, hy stuur jou na jou werk toe, hy stuur jou na die skool toe waar jou kinders is, of as jy op skool of universiteit is hier, hy stuur jou soontoe, hy stuur ons in hierdie stad in, en in hierdie land en in die wêreld in, sodat ons in woord en in daad hom goed sal gaan verteenwoordig. Dit is hoekom ons hier is. Hy stuur ons uit, en weet julle wat is die amazing ding? Die amazing ding is, ons kan dit doen. Die taak wat vir jou en vir my gegee word, is nie 'n taak wat te groot is vir jou en vir my nie. Dis nie onmoontlik nie. Want God stuur ons uit in die genade en in die liefde en in die krag van Jesus. So mag ons gaan. Kom ek bid vir ons saam, vriende. Vader, ons loof en ons prys U dat ons lewens kan saak maak. Ons lewens hoef nie betekenisloos te wees nie. Ons stories kan groter wees as net die tipiese dinge wat hierdie wêreld voor rondskarrel van maandag tot Sondag. Here, ons loof en ons prys U dat ons stories ware betekenis en bekragtiging kan vind in hierdie wonderlike storie wat U uiteindelik in Jesus gepen het en besig is om te pen. Ons loof en ons prys U dat ons kan deel wees daarvan. Here, sal U ons in die genade en liefde en in die krag van Jesus uitstuur om sulke lewens te lewe. Nie perfek nie, want vir dit is daar ook genade. Maar Here, sal U ons toenemend 'n mense maak wat in woord en daad U goed vergestalte in hierdie wêreld. Gebruik ons so, Heer, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.